Welkom weer vanoggend by ons reis deur die boek van Matteus. Ons begin vandag by 'n splinter nuwe hoofstuk, hoofstuk 10. Ek en jy reis saam met Jesus deur sy omswerwings. En Matteus is die getuie wat alles vir ons neerskryf en ek en jy die voorreg om daardeur te lees en Jesus te beleef. En ook vandag 'n baie spesiale geleentheid saam met Jesus en sy disippels te ervaar. Ons lees uit Matteus 10 vers 1 en 7 en ook vers 8. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste en om hulle uit te dryf en elke siekte en elke kwaal te genees. Vers 7 sê, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dis Jesus wat dit sê. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Wanneer Jesus sy 12 disippels roep in Matteus 10, gee hy hulle nie net 'n roeping nie. Hy gee hulle gesag, 'n opdrag en ook 'n doel. Hierdie teks is 'n kragtige herinnering dat God nie net mense roep nie, maar hy bemagtig hulle ook om sy werk te kan doen. In die heel eerste vers lees ons vanaand, en hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee. Dis die sleutel, want dit wat ek sopas gesê het. Jesus roep nie net die wat geestelik sterk is, of selfs die geleerdes met doktersgrade nie. Hy roep gewone mense, vissers, belastinggarders en selfs twyfelaars. En wat doen hy? Hy gee aan hulle mag oor die duisternis, mag oor siekte en mag oor onreinheid. Hierdie mag kom nie uit hulle eie vermoë nie, maar uit hulle intieme verbondenheid met Jesus. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy ook in ons verbondenheid met Christus verweef sal wees, as ons 'n verskil wil maak. In vers 7 en 8 lees ons hierdie wonderlike opdrag wat hy aan sy disippels gee. Sy opdrag, gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou ek gaan in ons volgende boodskap meer breedvoerig praat oor hierdie kragtige stelling, want die koninkryk van God het naby gekom. Hierdie boodskap wat hulle moet gaan verkondig, is nie een van vrees of van oordeel nie. Dis 'n boodskap van hoop. Die koninkryk is naby. God is deur sy seun besig om die grond voor te berei om mense te genees, om hulle te red en hulle vry te maak en hulle lewens totaal te herstel. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Dis wat Jesus vir hulle sê. Ek wonder soms hoeveel van hierdie goeie se realiteit in ons wêreld is. Die opdrag is radikaal en vol bonatuurlike aksie. Dis 'n teken dat God se teenwoordigheid lewens wil en kan transformeer. En dan kom die hart van die evangelie uit hierdie teks uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Wat jy in genade ontvang het, moet jy in liefde en vrygewigheid uitdeel. Jou geloof, jou genesing, jou vryheid. Moenie dit net hou vir jouself nie. Deel dit, vrygewig en vrywillig uit. Dien, bid, ondersteun, vertroos. Wees die hande en die voete van Jesus in hierdie donker wêreld. Ek wil 'n slotgedagte met jou deel. Ek en jy is nie magteloos nie. Ons is geroep. Ons is bemagtig. En jy is ook gestuur. Die wêreld het dringend mense nodig wat leef as getuies van Jesus se koninkryk wat naby gekom het. Nie net met woorde nie, maar met dade en met 'n leefstyl waarin mense Jesus
in ons lewe kan eien en herken. Mag jy vandag opstaan met krag wat hy jou gee en 'n boodskap wat jy en ek in ons harte dra en vrygewig uitdeel. Die koninkryk van God is naby. Leef dit, verkondig dit en gee dit weg in liefde. Bovenal dink ek moet ons onthou, en ek sê dit altyd, Assisi het altyd gesê, of Assisi het gesê, en ek quoteer dit so graag altyd. Preach the gospel at all times, and when necessary, use words.